Okay, so as ons na oefening 8 kyk, hier by A, by nommer 4 is dan A plus B. So dis bewys dat dan A plus B is gelyk aan dan A plus dan B, gedeel deur 1 minus dan A, wel dan B. Okay, so dis weer 'n linkerkant en regterkant ene. Ons kan nou net dalk een van die kante vat, wat en hom uitwerk, en dan kyk of ons na die ander kant kan vat. Ons sien dat dan A plus B is redelik eenvoudig, wat net gaan sin A plus B oor cos A plus B gaan wees. Okay, so die regterkant is 'n bietjie meer van 'n ingewikkelde ene, wat mense al kan vereenvoudig. Mense wil nou nie na dan A plus B toe gaan en dit probeer om meer ingewikkeld te maak en dit uit te brei tot jy aan die regterkant se antwoord kry. So kom ons begin dan op hierdie een op die regterkant. Okay, so ons kan sê ons gee hierso by die regterkant, ons gaan daar begin en ons gaan kyk wat dit is. En ons het dan het ons hierso dan A plus dan B. Okay, en ons deel hierdie dan deur 1 minus dan A maal met dan B. Okay. So ons weet dat dan van A is gelyk aan sin A oor cos A. Okay. So van hier af kan ons nou hierdie gaan opbreek en dan gaan ons kyk wat ons het. Dit gaan redelik ingewikkeld raak want dit is groot breuke dan, is breuke op breuke. So kom ons kyk wat is dan aan die bokant. Ons sê dit kan gelyk wees aan dan A is die eerste ene, gaan ons sê is sin A gedeel deur cos A, nou het ons plus. Okay, die volgende ene is dan sin B gedeel deur cos B. Okay. So dan het ons nou die groot deellyn hierso, wat ons dan onder het ons dan 1 plus sin A oor cos A maal met dan B gedeel deur sin B gedeel deur cos B. Okay. So nou het ons weer 'n breekie bo en ons het 'n breekie onder. So ons gaan dalk die breuke moet vereenvoudig om onder mekaar te kry dat ons een breek het. Okay, so ons gaan begin met hierdie ene. So onthou, ons het twee breuke, ons wil 1 maak. So ons kry die grootste gemeenskaplike faktor onder wat net cos A maal cos B is. So as ons daarna kry, het ons cos A maal cos B. Okay, en dan het ons dan die onder, omdat ons hierso sin A, met ons met, of hierdie het ons met cos B gemaal om onder te kry, so ons wat ons onder doen, moet ons bo doen. Okay, so dan kry ons hierso sin A maal cos B. Okay, en dan het ons plus, en dan doen ons nou hierdie ene hierso, gaan ons kry sin B maal cos A. Okay. Okay, so dan moet ons nou die onderbreek doen, dat die onder is. So hy is nou bietjie meer eenvoudig, ons het net 'n cos A en 'n cos B wat ons hier maal en dan bo en onder maal. So hy gaan dan 1 plus sin A maal met sin B gedeel deur cos A maal cos B. Okay, nou het ons die breek hierso, en nou as ons die breuke sien,
kan ons sien, ons het 'n cos A en cos B hierso, maar cos B onder die lyn en hier het ons onder die lyn. Om dit nou te vereenvoudig, wil ons dit dalk net hierdie uitkanselleer en om of dit uitkry en die manier hoe ons dit kan uitkry is ons maal nou net met 1, okay? Maar die 1 lyk, so ons gaan maal met cos A maal cos B gedeel deur cos A maal cos B. Okay, so hierdie hele ding is gelyk aan 1. Okay, so en as hierdie ene gelyk is aan 1, kan ons dit maal, so ons doen niks aan die som, ons verander niks aan die som nie. Okay, so ons kan nou sien, as ons hier gaan maal, gaan ons kan uitkanselleer cos A, cos B, met die onder cos A maal B, en dan hierdie cos A maal B, gaan ons daar uitkanselleer, okay, en dan moet ons dit nog steeds met daai 1 maal daarso. Okay, so kom ons kyk wat kry ons, bo by die lyn, bly ons nou oor met sin A, maal cos B, plus sin B maal cos A gedeel deur, onder het ons cos A maal cos B, okay, plus sin A maal sin B. Okay, so dat is eenvoudig gered en ons kan sien dit is lyk baie soos die saamgestelde identiteite. So ons gaan net gaan kyk wat ons hierso kry. So ons het hierso sin A cos B, so sin A cos B plus sin B maal cos A, so ons daai identiteit. So ons kan dan sê die boonste deel is dan gelyk aan sin A plus B. Okay, en dan het ons nou onder, het ons cos A cos B, cos A cos B plus sin A sin B. Okay, so onder kry ons dan cos A min B. Okay, en sin oor cos is dan, so dan kry ons hierso. Sorry, hierdie is. Okay, so dat ek net gaan kyk of ek die regte sit hierso. Ja, ek het 'n foutjie gemaak hierso, daai plus hierso. Ek het nie reg oorgeskryf nie. Daai is 'n minus. Okay, so dan word hierdie 'n minus en dan het ons hierso die plus. Cos A plus B. So sin oor cos is dan. So dan kry ons dan A plus B. En dit is gelyk aan die linkerkant. Okay? Vir die linkerkant is daar by 4. Okay, dit is die antwoord vir die ene. Okay, so as nou na oefening 8 kyk by B, by nommer 1, so ons het sin 3x is gelyk aan 3 sin x minus 4 sin 2 mag 3x. Okay, so ons het nie sin 3x, het ons nie identiteit nie, so ons weet ons gaan dit nie van hierdie kant af kan daai kant toe kry nie. Ons het sin 2x, maar ons het nie sin 3x nie. So kom ons kyk hierso na die reg of in die linkerkant. So ons gaan dan sê ons op die linkerkant gaan ons nou eers na kyk en ons sê linkerkant is sin 3x. Okay. So sin 3x kan ons ook skryf nou as sin 2x plus 2x plus x. Okay, so nou kan ons opbreek want ons het hierdie tipe identiteit het ons. So ons het daai tipe identiteite en dit is die identiteite wat sy saamgestelde hoeke wat ons het. So ons het sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B. Okay, en onthou
Dis hoek A, dan hoek B, hoek A, dan hoek B. Kyk, hou kop as jy dit uitwerk. So ons kan sê daai is dan gelyk aan. Ons het die eerste ene is sin van die hoek van die eerste ene van A. Okay, ons sê net AB. Okay, so ons het sin van hierdie sin 2x mal cos x, dan het ons plus cos 2x mal met sin x. Okay. Nou hier begin ons dubbelhoeke kry. So ons het 2x en cos 2x, okay? Sin 2x het net een identiteit, okay? So daai sin 2x is die identiteit wat 2 sin theta cos theta gaan wees. Okay, so ons kry so dis 2 sin x mal cos x okay, dan het ons nou nog die cos x wat oorbly hierso. Okay, dan het ons plus. Okay, so cos 2x, onthou ons werk hier met, ons wil uitkom net na sinne toe. So kom ons probeer dan na cos 2x na iets te vat wat sin het. So ons het daar 1 minus 2 sin theta. Okay, so dan kry ons hierso cos 2x gaan dan wees 1 minus 2 sin kwadraat x maal met sin x. Okay, so as nou die volgende stap vat, het ons hierso sin x maal met cos kwadraat x. Okay, so dis hierdie twee kosse wat met mekaar maal en dan kan ons hierdie hakies net inmaal hierdie sin x maal met 1 en sin x maal 2 sin kwadraat x. Okay, so net ons hierso sin x minus 2 sin tot die mag 3x. Okay, so ons is nou 'n stapie nader, maar ons het nog steeds hierdie kos en hierdie kos wil ons dalk uitvat na sin toe. So ons het cos kwadraat x, kom ons kyk of waar is die kwadraat. Okay, so ons kan hierso sien, hierso is cos kwadraat van theta is 1 minus sin kwadraat theta. Okay, so ons kan daai dan daarin vervang. Dus sê 2 sin x maal met 1 minus sin kwadraat x. Okay, dan is plus sin x minus 2 sin tot die mag 3x. Okay, en dan gaan ons hierin moet inmaal, die onthou om met beide in te maal. So ons kry dan die eerste een is 2 sin x minus 2 sin tot die mag 3x. Okay, dan het ons plus sin x minus 2 sin tot die mag 3x. Okay. So net ons hierso 2 sin x en sin x, daai is dieselfde. So ons kan daai twee bymekaar plus. Okay, dit gee vir ons 3 sin x minus, okay, so nou het ons sin tot die mag 3, sin tot die mag 3 daarso, so daai is minus 2 minus 2, dit gee vir ons minus 4 sin tot die mag 3 x. Okay. So daar is die antwoord en dan kan ons sê so die linkerkant begin en ons kan dan sê hy is gelyk aan die regterkant. Okay, so ons is nou hierso by vraag 8c. Okay, so ons het hierso weer bewys dat nommer 1, okay, so ons het cos 5 alpha maal cos 3 alpha plus sin 3 alpha maal sin 5 alpha gedeel deur cos alpha minus sin alpha is gelyk aan cos alpha plus sin alpha. Okay, so ons kan dadelik sien die linkerkant is weer redelik gedetailleer en dan hierdie kant is baie eenvoudig. Ons gaan nie hierdie kant kan uitbrei maklik om na die kant toe te gaan nie. So
kom ons begin hierso weer by die linkerkant. Okay, so ons die linkerkant het ons, sê ons het cos 5 alpha maal cos 3 alpha plus sin 3 alpha maal sin 5 alpha. Okay, gedeel deur cos alpha minus sin alpha. Okay, so as ons kyk hierso cos 5 alpha, cos 3 alpha, so ons het hierso by hierdie het ons identiteite, so 'n bietjie groter maak, het ons cos A maal cos B minus sin A maal sin B, en dit is, okay, so ons het hierso, as ons gaan kyk, hier is ook A, daar is weer ook A, en dan het ons hierso ook B, en dan het ons hierso weer ook B. Okay, so ons kan sien, hy gaan terug na die identiteit toe van cos A plus B. Okay, so nou het ons hierso cos 5 alpha minus 3 alpha gedeel deur cos alpha minus sin alpha. Okay, so as ons van hier af gaan, kan ons sien, die hoek is dieselfde, as alpha is 5 alpha minus 3 alpha, so dan gaan dit net na cos 2 alpha te wees. En dit is nou weer 'n dubbelhoek, ons kan sê is cos alpha minus sin alpha onder die lyn. Okay, so nou wil ons die dubbelhoek hê, ons het die dubbelhoek identiteite, so ons kan gaan kyk, hierso by die dubbelhoeke, so ons het cos 2 alpha, hier is cos kwadraat theta minus sin kwadraat theta, en dit lyk baie soos wat ons onder die lyn het. So kom ons probeer kyk wat ons kan gebruik, omdat ons klaar onder die lyn iets het wat baie dieselfde lyk as daai. Okay, so dan kry ons hierso cos 2 alpha is gelyk aan cos kwadraat alpha minus sin kwadraat alpha gedeel deur cos alpha minus sin alpha. Okay, so ons gaan die lyn gaan daarso. So ons kan sien dat hierdie 'n kwadraat minus kwadraat is, so ons weet dit is verskil tussen twee vierkante wat ons nou kan faktoriseer en sê daai is cos alpha plus sin alpha maal met cos alpha minus sin alpha, en onder die lyn het ons cos alpha minus sin alpha. En as net hakie hieronder sit, dan kan ons sien dat hakie sit is daai ene kanselleer met daai ene uit. Okay, en dan bly ons uit hierso met cos alpha plus sin alpha. Okay, en hierdie kan ons sien is gelyk aan die regterkant. Okay, so dan daar is jou antwoord.